Soos julle nou gehoor het, preek ek vanoggend oor onderskeiding. So wat is onderskeiding en hoekom is dit belangrik en het ons dit in vandag se lewe nodig? So dis my groot vraag. Nou onderskeiding is nou baie groot woord, so ek wil dit probeer om dit so maklik as moontlik te verduidelik. As hierdie twee mannetjies loop so op die grondpad en die een steek vas by die ander een en daar lê iets op die grond en die een sê vir die ander een, "Wat's daai?" Hy sê, "Nee, ek weet nie." Hy sê, "Jong, ek dink dis beesmis." Hy sê, "Nee man, dit is nie." Hy sê, "Ek sê vir jou dit is." Hy sê, "Dit is nie." Hy vat dit, hy ryk so. Hy sê, "Dit is." Die ander een sê, "Nee, dit is nie." Hy ryk, hy sê, "Nee, dit is nie." Vryf het so, hy sê, "Dit klink soos dit." Hy sê, "Nee, dit is nie." Hy proe so, hy sê, "Wragties, dis beesmis." Hy sê, "Jesus, as ons dan bly, ons het dan ten minste nie daaraan getrap nie." Ons moet pas op baie keer hoe ons goeders in ons eie koppe bymekaar maak en hoe ons onderskeiding doen. Sien, want vandag, ek weet nie van julle nie, maar dis so moeilik om mislei te word deur goeders in die wêreld op hierdie oomblik. Die wêreld vertel ons 'n ongelooflike klomp, om nou die ou mense se woord te gebruik, bogstories. En ons weet nie altyd wat die waarheid is nie. Weet nie van julle nie, maar ek kyk baie keer op social media of ek kyk op TikTok of wat ook al. Dan sal hierdie video's wat so ongelooflik, dit lyk so realisties en dan kan ek by myself dink, maar dit is nie moontlik nie. Is dit regtig so? En dan kom daar goeters op wat realiteit is en dan wil ons dit half en half nie aanvaar nie, want ons weet nie meer lekker hoe om daai onderskeid te tref nie. Die wêreld vertel vir ons 'n klomp goeters. Alles word makliker gemaak in aanhalingstekens. Alles word makliker gemaak, want dink gou by jouself, ek het laas jaar vir die finale jaar gesê, hulle moet vir my 'n ding doen, en toe sê ek, onthou net, ChatGPT kan ook toets of jy ChatGPT gebruik het, want ons doen nie meer dit nie. Wat is die maklikste ding in die wêreld? Ons tel ons telefoon, ek weet daar's 'n klomp verskillende areas waarop jy kan werk, en ons vra die vraag vir die telefoon en hy gee vir jou die antwoord, maar ons toets dit nie, ons aanvaar dit net. Baie keer, so hier en daar is daar nog 'n ding wat 'n mens sê, okay, ja, ek gaan dit toets, maar jy moet die kennis hê om dit kan toets. Verstaan, dit help nie, jy vra vir ChatGPT, wat is 10 x 240 se vierkantswortel en jy weet nie self hoe om dit uit te werk nie, want hy kan vir jou enige antwoord gee en jy moet dit aanvaar. So ons moet pas op vir tegnologie. Ek sê nie dis 'n slegte ding nie, ons moet leer om dit reg te gebruik. Ons wanneer was dit? Nou aand het ons daaroor gesels. Ons moet ons kinders beginne oplei hoe om dit te gebruik, dat hulle dit reg gebruik. In plaas van dat hulle in daai struik val van hoe om dit te doen. En dan is ons by AI, Artificial Intelligence, wat my ongelooflik bang maak. Want dit is nou nog moeiliker as ooit tevore, om te weet wat is reg en wat is nie verkeerd. Ek lees nou die dag 'n storie, en dit maak my tot in my siel toe hartseer, waar die ma, nou of dit 'n ware storie is, weet ek nie, maar is vir my 'n goeie storie, waar die ma verby die kamer gestap het en waar die dogter op haar bed gelê het en vir ChatGPT of wat ook al gevra het, is die Bybel regtig? Toe die volgende vraag is, maar hoe kan ek dit weet? En waar daai ma daar staan en waar alles tot in haar skoene sak en dink by haarself, die telefoon het my vervang. AI het my vervang, want ons gaan nie meer na die mense toe wie ons veronderstel is om te gaan nie. Ons is besig om computers te gebruik om menslike vrae te beantwoord. En het julle al agtergekom, ons het mense, ek het 'n klomp mense in my lewe wat ek gebruik om my te help met goed. As ek seker goeders wil weet, dan bel ek daai persoon. As ek ander goeders wil weet, dan bel ek daai persoon, as ek nie self dit weet nie. Ons het altyd hierdie 1 of 2 persone in ons lewens wat ons weet, wat ons kan help om beter onderskeiding te tref. Nou ek gaan nou vir julle 'n bietjie meer vertel van die verskil tussen onderskeiding en tussen keuses, of om iets te kies, of om iets te besluit. Ons gaan nou by dit kom. So ek wil kort ek gou 3 persone om my te help. So ek kort 'n laerskoolkind, steek op vir my, wie wil my hier voorkom, ja, wat kan skryf? Hy of sy moet kan skryf. Ek sien, wie sê almal? Ok, kom jy vir my vorentoe? Right, en dan soek ek 'n hoërskoolkind, wat kan skryf? Dis nie meer deesdae given nie regtig. So ek soek 'n hoërskoolkind wat kan skryf asseblief. Kom nou maatjies. Hoe moeilik kan dit nou wees?
Jy sal regtig nie doodgaan, ek beloof. Jou, kom. Ek weet, hoe is lewensversekering op hom, Jan? So, okay. En ja, ek was nou die bed, en dan soek ek 'n volwassene, asseblief. Wie van julle gaan my kom help? Wie het net so gepoint daar na jou toe? Dankie, Jaco. Sal jy wees. Right. So wat ons nou gaan doen, is die volgende. Right, staan vir my aan daai kant, agter hierdie tent. Okay. Staan jy maar op in die middelste gedeelte. Staan jy vir my in die middel? Ek dink dit gaan net makliker wees, en Jaco, dan staan jy aan daai kant. Retief, kom jy help my gou hierso. Okay. Staan maar so klein bietjie terug, ons nou vir julle sê, vat hom net, dan tel jy hom net op hier aan die voorkant, en gooi hom net terug. Okay, julle asseblief, moenie help nie. Anders te help hierdie ding absoluut niks. Right. So, julle moes almal al hierdie challenge gesien het ergens op 'n stadium. Hier voorin het ek verskeie goeders ingesit. Enige iets van asyn af tot arsen. Daar so. En daar so. So wat ons gaan doen, ons gaan nou kyk, hoe goed is julle met onderskeiding? Kyk, ons gee net gou die kinders kans, ek dink julle wil dalk sien, so as julle daar in die middel wil kom sit, is julle meer as welkom. Die van julle wat daar agter is, wat ook kom sien, kan julle baie plek hier voor, kom sit som hier voor gehou. Right, ek beloof, daar's nie iets, moenie sê nie, julle moet asseblief help, anders te gaan hier nie werk, hoor? Right, ek beloof julle, dis niks, hier's niks hier voor wat ek nie sal drink nie, beloof. Nee. Okay, so hoe ons gaan maak, is die volgende. Ek gaan vir julle sê, julle sal sien bo op die bokse, julle sal nog nie kan sien, is alles gemerk van 1 tot 6, so daar 6 verskillende, ek noem dit nou maar, vloeistowwe, wat daar so binne is, en wat jy gaan doen is, jy gaan, as ek sê nommer 1, dan drink jy nommer 1, daar met die strooitjie, en dan skryf jy vir my neer, bo op daai bladsy, wat dink jy is dit? Right, so Jaco, jy kan maar gaan, julle kan al, julle behoort almal gelyktydig te kan drink, dink ek nommer 1. Right, moet nie sê wat dit is nie, skryf neer. Ons het so 'n paar jaar terug, dit is wel op die kamp gehad, en dan maak hulle potte. Jaco was een van die ouens wat die goed wat gejudge het. Die beste van alles was geweest, al was een ouetjie geweest, Jaco is baie gaggy. En die een ou het die aardappels geëet, en terwyl hy die aardappel eet, is die aardappel warm, nee, en die ou so, en hy spoeg hom terug in die pot, nee. Maar ek sê niks nie. Toe Jaco by die aardappel kom, toe sien ek hy raak, toe na die tyd vertel ek hom, ek sien hy raak net so groen hier van onder af. Right, nommer 1. Het julle geskryf? Right, wat sal julle sê is dit? Kijk, my spelling is horrible, maar ek dink is Grenadella. Kijk, Grenadella. Gekleurde koeldrank. Twist, gegeurde koeldrank, twist. Okay, Jaco, well done. Lemon twist, Grenadella koeldrank, is nommer 1. Right, julle kan maar daai uitvee, en dan skryf julle elke keer net die nommer neer, of net die ding neer wat julle gaan doen. Julle kan ons onthou hoeveel punte julle het. Right, nommer 2. Right. As jy 'n tweede proef wil vat, kan jy maar gaan daarvoor. Ek het ongelukkig nou nie palate cleansers nie, sorry ouens. Right. Okay, nommer 2, laat ek sien, right. Jaco? Cocoa Pine, okay? Okay, wat se Fanta? Die normale Fanta? Cocoa Pine. Dit is pineapple.
Cocoa Pine, Pineapple, julle is redelik naby aan gelyk. Well done, right, nommer 3. Gaat ons. Right, nommer 3, moenie by mekaar, meneer, jy mag nie afskryf nie. Right, nommer 3. Sien, dit geef my soveel gemoedsrus as ons onderwysers al kook, né? Okay, nommer 3. Right, laat ek sien, nommer 3, steek maar op. Pepsi, 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 great. Allemaal is reg, right, 4. Right, nommer 4. Gelukkig weet ek gaan dit verkeerd spel. Right, Joe, wat sê jy so lank? Hier is nie een aanwakkel, dink jy, by the way. Nie een nie. Jaco! Nakkie sit af hy ding af voor. Hier is 'n monitor, die klomp. Wie jy? Julle het gesê, gehoor, mens kan hom mooi aantrek en nergens nie, en vat, jy kan nie eens dit doen nie. Right, right, nommer 4 is? Sê maar? Tropica Mixed Berry. Hulle kan nie, want anders kan nie mense wat die, moet nou net nie daar kyk julle. Right, laaste 2, right, nommer 5. En julle moet onthou, ek kan dalk miskien iets 2 keer ingesit het, net om julle te bluf, né? Right. Wat ons sien, right. Coke. Sprite, nee, Coke. Alright, laaste ene, sterkte. Right, laaste ene, nommer 6. Okay. Okay, nommer 6 is? Kinderkoeldrank, daar sy, appelsap? Nee, appelsap, baie mooi, julle, dis appelsap gewees. Ons gee julle lekker hand. Right. Sit, Jaco, sit sommer hier voor. Druk dit die poppies mooi op. Na die tyd kan julle kom, Jaco, daar is joune, en dis julle kan dit kom al behalwe die Coke. Ok, julle, en hierdie is daai gedeelte nou, ek is eintlik half bly, ek en Jaco het dit regtig nie afgespreek nie, maar ek is eintlik half bly dat Jaco gedoen het wat hy gedoen het, né? Want dit is die gedeelte wat baie keer in ons lewens gebeur is. Ons het hulp nodig. Daar's 'n punt in jou lewe wat jy kom, wat jy eenvoudig net nie weet wat is die antwoord, of wat is dit nie. En dis wanneer 'n mens hulp nodig het, en Jaco het nou, daar's 'n TV daarso wat jy kon sien, dis baie klein, so ek dink, kon jy iets sien, Jaco? Nee. Maar jy kan, as jy oë goed genoeg is, sal jy daar kon gesien het wat dit is. So ons het elke nou en dan het ons hulp nodig, en in ons geestelike lewe het ons ook hulp nodig. In die wêreld is daar 'n klomp plekke wat ons moet onderskei tussen reg en verkeerd, of 'n ding goed of kwaad is, en tussen waar en onwaar. En ons het hulp nodig om dit te kan doen. So, wat in ons geestelike, hoe in ons geestelike lewe kan ons gehelp word om onderskeid te kry? By wie raadpleeg ons? En dis nou regtig 'n vraag vir jou, wie raadpleeg jy in jou geestelike lewe? Want ek het nou eendag gepraat met mense, en dan sit ons gaan kyk flieks, en ons lees dit, en dan sit soos 'n nee. Die enigste, ek wil sê entiteit, want
dis die Triniteit, God, Vader, Seun, Heilige Gees. Dis die enigste entiteit wat jou kan help. God is die enigste een wat jou regtig kan help om hierdie onderskeid te kan tref. Veral die Heilige Gees is daai stemmetjie. Hoeveel keer het ons al gesê, ek het daai stemmetjie binne in my gevoel, of ek het 'n stemmetjie beleef, wat vir my gesê het, iets moet ek wegbly vanaf, of pasop vir dit. En ons moet bid vir God en vra dat die Heilige Gees ons moet help om in die ou end dat ons kan onderskeid tref tussen sekere goeie, sodat ons kan weet wat is reg en verkeerd. So hier is die vraag, as ek nou sê ons moet onderskeid tref, wat is onderskeid? En ek het 'n definisie hierso. Onderskeid is die vermoë deur middel van die hulp van die Heilige Gees om die gees agter 'n saak of persoon te sien. Want hoekom doen iemand iets? Dis die onderskeid is dat die Heilige Gees jou help om te sien met wat se idee doen daai persoon dit, om met die gees agter die saak of die persoon te sien en sodoende die werklike bron of motief te verstaan. Met ander woorde, ek kyk na jou, jy doen vir my iets of gee vir my iets en dan verstaan ek wat is jou motief. Hoekom doen jy dit? Is dit 'n goeie of 'n slegte motief? En dis waar die Heilige Gees ons help om dit te doen. Nou hierso is waar ons 'n fout maak baie keer. By onderskeid en oordeel. Want wat doen ons baie keer? Ons verwar hierdie twee met mekaar. Want wat is oordeel? Oordeel is in die Engelse woord sê dit mooi is om te judge. Met ander woorde, ons kyk na dit wat ons kan sien. Dis die sigbare. Ons kyk na die sigbare goeie. So ons judge, ons is besig om te oordeel. Onderskeid is wanneer ons kyk na die onsigbare. So oordeel is gebaseer op 'n klomp verskillende goeders. Dis gebaseer op jou persoonlike opinies. Het julle al agtergekom, ek weet nie wie van julle het nou so rukkie terug toe Ramaphosa gesit het saam met Donald Trump en hulle daai gesprek gehad. Toe maak ek die fout om die comments te gaan lees langs die kant. En dan kyk ek daarna en dan dink ek by myself, niemand praat uit 'n plek uit van, almal praat uit 'n plek uit van oordeel. Want wat doen ons? Dit is as jy jou persoonlike opinies en jou persoonlike perspektief in 'n ding inbring. Oordeel is gebaseer op voorkoms of emosies. Dis gebaseer op ervaring, seerkry, teleurstelling. En dis waar die probleem in kom. Ons kyk uit 'n plek uit van oordeel na iets in plaas van 'n plek van onderskeid. Het jy al agterkom elke ou voel dat hy reg is? Ek het baie min al met iemand gepraat en dan redeneer ons oor iets en dan begin hy met jou redeneer en dan sê hy, ek weet ek is verkeerd, maar ek gaan in elk geval met jou redeneer. Dit gebeur baie min, want jy redeneer en jy voel dat dit wat jy sê en hoe jy daaroor voel, jy's reg daaroor. Maar dis omdat ons baie keer, ons judge dit. Elke mens voel sy oordeel is reg, want dis hoe hy voel. Jy kan nie vir hom sê hy is verkeerd nie, want ek voel so. Ek voel dit. Daar's altyd hierdie my kant of jou kant, die kant of daai kant. Die Amerikaners praat, hulle die perfekte verduideliking van. Dis die lefts and the rights. So dan begin goeders gebeur, as jy nie dit doen nie, dan gaan ek nie dit doen nie. Dis altyd 'n as of 'n want, dis nooit 'n of nie. En as ons begin om daai woorde te gebruik, moet ons baie versigtig wees. Daar's altyd een kant en 'n ander kant. Mense is nooit neutraal nie. En dit kom uit 'n plek van kwaad en 'n plek van seer en 'n hart van emosies. Dan is dit 'n oordeel, nie onderskeiding nie. 1 Johannes 4 vers 1 sê, geliefdes, en dis waar ek elke keer sê, as ek hier bo staan en ek preek, en jy moet dit met enige iemand doen, of jy nou by 'n Bybelstudie is, en of jy nou by dit op die TV kyk, en of dit nou 'n predikant is wat hier voor staan, hierdie is die belangrikste vers vir dit. Geliefdes, moenie enige iets glo wat iemand sê nie, sodat die gees van God by hom is nie. Want daar is nou reeds baie valse profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen. Daar's die hoofbegrip, ondersoek elkeen. Ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Met ander woorde, dit wat ons hier voor sê, is dit 'n opinie of is dit 'n goddelike woord? Want ek sal baie keer sê, hierdie is my opinie. Dan het dit niks met die Bybel te doen nie, dis my opinie. Maar waarop baseer jy jou opinie? Dis die belangrike gedeelte.
So met ander woorde, ek baseer 99,9% my tyd my opinie op wat? Op die Bybel. En dis hoekom ek baie keer iets sê, want dis 'n Bybelse beginsel. As iets na jou kant toe kom, moet jy dit ondersoek, sodat jy kan onderskei, is dit reg of verkeerd. Daar's soveel goed wat na jou kant toe kom, wat jou maklik kan insluk, en dan as jy nie mooi weet hoe om te onderskei nie, dan beïnvloed dit jou hart. Die manier hoe jy dink, die manier hoe jy dinge sien en hoe jy optree. Want ek het nou 'n opinie gevorm oor hierdie dinge, en jy gaan nie my opinie verander nie. Ek sal nooit vergeet, ek het so rukkie terug met Stefan Jouberg gepraat, en ek ag hom as 'n redelike baie sterk teoloog. En toe praat ons oor iemand, toe sê ek hou nie van daai ou nie. Toe sê hy vir my, hoekom? Toe sê ek, nee, 5 jaar terug het dit en dit en dit gebeur. Toe sê hy vir my, jy's maar nee, daar kan dan baie goed in 5 jaar gebeur. Gaan jy regtig nog steeds daai persoon op daai afgelope? En dis baie waar. Het julle agterkom hoe baie keer doen ons dit? Iemand het iets gedoen, lank terug, maar ons hou daaraan vas. Hoeveel keer het ek al gehoor, mense wat kwaad is vir mekaar, en dan vra ek, hoekom is julle kwaad vir mekaar? Dan kan hulle nie eers meer onthou, hoekom is hulle kwaad vir mekaar nie, maar hulle hou vas aan dit, want hulle weet, die ape en die piesangs kom nie oor die weg nie, daar's 'n rede vir dit, ons kan net nie onthou hoekom dit is nie, maar daar's 'n rede en ons moet by dit hou. Ons moet pas op vir dit. Ons moet pas op dat ons hart beïnvloed hoe ons koppe werk. Ons kan nie hierdie alleen doen nie, julle, dis die belangrikste ding, en dis 'n ding waar ons kinders moet help, moet onderskei. Ons het hulp nodig, ons het hulp van die Heilige Gees af nodig. Binne in jou weet jy wat is reg of verkeerd. Daai stemmetjie, almal van ons het daai stemmetjie. Appel vir my sê altyd, as iets baie sukkel om te gebeur, los dit. Ek het dit regtig die afgelope tyd nou al ondersoek, en dis regtig so. As 'n ding net nie wil gebeur nie, moet dit nie force nie. Dan is daar 'n rede hoekom dit nie gebeur nie. Want hy het al goeders gefors, en dan was dit 'n flop geweest. Ek het al goeders gefors, en dan is dit 'n flop geweest. So kom ons leer uit ander mense se foute uit, want ons is raak nie oud genoeg om soveel keer dieselfde fout oor en oor te maak. So, as jy 'n ding moet force, dan weet ek daar's 'n probleem, en dit het ek regtig geleer. Binne in jou weet jy, is dit reg of verkeerd. Maak nie saak wie jy is. Heilige Gees werk deur ons. So as ons dit uit onsself uit doen, doen ons dit uit ons menslikheid uit. Enige besluit, enigiets wat ons doen. En dan kom my gevoelens weer in. Dan gaan dit oor onderskeid. Onderskeid gaan by die venster uit, en ons is by oordeel. Johannes 16:13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid. Hoor wat sê Johannes hier vir ons, wanneer hy kom, en dan verduidelik hy wie's die hy, die Gees van die waarheid. Wie is die Gees van die waarheid? Die Heilige Gees. Sal hy julle in die hele waarheid lei. Dis wanneer ons kan leer en wat ons weet, dit wat ons nou doen is reg of verkeerd. Veral met die kinders nou met die skool. Nou die dag weer gepraat oor selfone. Om te kyk dat jou kind selfone reg hanteer. Kyk wat gaan aan op jou kind se selfoon, dat ons kan hulle sê, hierdie is reg of verkeerd. Nou die dag het iemand vir my 'n ding gesê, toe sê ek, ja, dis lelik. Toe sê ek, van wat beteken dit? Nee, ek weet nie oom. Sê ek, maar hoekom sê jy dit? Hy sê, nee, almal sê dit. Sê vir my, kom ek verduidelik vir jou wat beteken. Oh, nee, mens kan nie dit sê nie. Toe sê ek, presies. Niemand het hulle gesê wat hulle mag en nie mag sê nie. Jesus praat, en hierso by Matteus 16 praat Jesus net 'n bietjie agtergrond, praat hy met sy disippels en hy vra vir hulle, wie's ek? En almal staan daar, hulle het hierdie pad saam met Jesus gestap vir lank. En dan sê Jesus vir hulle na ruk, wie's ek? Matteus 16, 17 sê Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê. Want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. God het vir hom gesê wie Jesus is. Dis hoe hy geweet het. Hoeveel besluite neem jy, ek en jy, met Jesus as ons raadgewer? Hoeveel goeders is soos in, hoeveel keer bid ons oor iets, voordat ons iets doen? Hoekom wil ons probeer om hierdie goeders op ons eie aan te pak, as ons God by ons het? Net omdat iets goed lyk, of goed klink, of almal daarmee saamstem, of
die meerderheid daarmee saamstem, beteken dit nie dat dit die waarheid is nie. Hoe kry 'n mens onderskeiding? Dit is nou maklik, jy sê, jy moet onderskei, maar hoe doen 'n mens dit? Hoe kry 'n mens onderskeiding? Hoe raak 'n mens beter in enige iets? Enigiets wat jy doen, hoe raak jy beter daarin? Jy oefen. En hoe meer jy oefen, hoe makliker gebeur dit. En hoe meer verstaan jy waaroor dit gaan, hoe makliker kom dit na jou toe. Dit raak net makliker. Aan die begin sukkel 'n mens. Dink gou by jouself, enige ding wat jy gedoen het tot dusver. Die eerste keer wat jy dit gedoen het, het jy gesukkel en jy het goeders nie reg gekry nie en al sulke tipe goeders. Maar iemand moet dit nie net vir jou kom regmaak nie. Jy moet self oefen om dit reg te maak. Want anders te gaan jy dieselfde probleem oor en oor en jy gaan nie weet hoe om dit reg te maak. So ons moet mekaar help om dit reg te kry, maar ons moet oefen. Hoe meer jy oefen, hoe beter raak jy daarin. In die begin sukkel 'n mens. Net om te wys hoe moeilik is dit om te onderskei. Ek is so rukkie terug, was ek laas jaar, het ons gaan visvang, en toe het ek 'n paar klanke gehoor. So ek wil gou hê, jy moet gou luister en dan sê jy vir my, ek begin dit maklik. So nommer A, of die A, speel gou A, dan sê julle vir my wat's dit. Speel hom gou weer aan, sien. Wie weet wat dit? Visarend. Yes, dis al my mooiste klank in die wêreld. Right, kom ons kyk of julle die volgende kry, weer. Wat was dit? Dis 'n meerkat? Dis lyk my 'n meerkat met hondsdolheid. Dis hoenders. Dis hoenders met kykientjies wat rondom hulle is. Dis hoenders. So die plaasjappies, ek hoop julle het dit reg gekry. Right? Nou, kom ons by die bietjie moeiliker is. Right, sien jy? Right, laat ek hoor, hè? Okay, ek het gehoor 'n gans. Swaan. Okay, speel gou D. Okay, speel weer C. Speel gou weer D. Dis naby, né? Okay, C, speel C, dan sê ek vir julle wat sit. C is ganse. Ag, skus, C, jok, is 'n swaan. C is 'n swaan. En D is? Speel gou aan, sien? Dis ganse. Laat ek gou sien, wie het reg gehad, is 'n swaan? Laat ek sien, sê 'n swaan, voor. Hoe het jy geweet dis 'n swaan? My oupa en ouma het dit. Hoekom weet sy dit? Want sy het dit ondervind. Sy het daarmee in aanraking gekom. Ek het geen idee gehad tussen die twee nie. Toe ek dit hoor, ek het gedink is 'n gans. Die eerste een wat 'n swaan was, het ek gedink is 'n gans. Maar daar's 'n blykbaar meer 'n trompeter tipe klank aan 'n swaan se klank as wat daar 'n gans se klank is. Ek het dit nie geweet nie. Maar sien, as jy net die ding sien of net die ding hoor, en dis dieselfde wat hier gebeur het met dit. Jy het net een sintuig gebruik. Ons het net die proefsintuig gepraat want hulle kon niks sien nie. Maar nou gebruik ons sien en ons gebruik gehoor en ons gebruik proe en ons gebruik al jou sintuie en dan ewe skielik as jy sien hoe die ding beweeg. Nou hoor jy dit en jy is nie heeltemal seker nie. Nou kom jy nader, nou sien jy die voël beweeg. En jy sien hoe hy optree. Jy sien hy kan vlieg of hy kan nie vlieg nie. Dan ewe skielik begin dit meer help om te onderskei wat is wat.
Want sien, in hierdie wêreld waar ons nou is, en ek weet nie of julle behoort dit al agtergekom het. In my lewe was dit, toe ons groot geword het, dit was baie eenvoudig. Swart en wit. In ons huis was dit swart en wit. Dit is of reg of verkeerd. Daar het baie grys ingekom. Het julle agtergekom hoe baie grys het in hierdie wêreld ingekom? Ewe skielik is dit klomp goeters wat ek voorheen gedink het glad. Ek kan nie dink dat mense so kan redeneer nie, is nou ewe skielik aanvaarbaar. En as jy nie met hom of haar saamstem nie, nee, dan is jy liefdeloos. As dit soos nie ons is nie, dis reg of verkeerd. Want hoekom? Die Bybel praat van reg of verkeerd. Daar's nie 'n middeweg nie. Ek wil vir jou 'n ding sê, en ek dink is so 95% akkuraat, daar is so 5% se goeders wat 'n mens nie regtig volgens dit kan meet. Dink ek nou maar. En Appel vir my dit vir my gesê. Alles wat jy in die lewe doen, is in 2 kategorieë gedeel. Of dit vat jou nader na God toe, of dit vat jou weg van God af. Dink gou daaroor. Alles in die lewe wat jy doen, is een van 2 goed. Of dit vat jou nader na God toe, of dit vat jou weg van God af. En ek weet daar's 'n paar goeders wat nou nie regtig so swart en wit is nie. Sien, daar's ons alweer by grys. Maar baie van dit kan ons volgens dit kan doen. Ons kan nie so na die wêreld kyk nie. Ons kan nie soos die wêreld lyk nie. Hoor mooi, ons as Christene, ons wat 'n verhouding met die Here het en 'n pad saam met hom stap, ons kan nie soos die wêreld lyk nie. Ons mag nie. Want as ons soos die wêreld lyk, wat se getuienis gee ons? Dat dis oukei om so te lyk. Dis oukei om dit en dat te doen. Ja, maar hy doen dit so, hoekom maar, dit maak ons nie 'n verskil. Ons mag nie dit doen nie. Ons moet dus leer hoe om die verskil te ken. Ons moet dus weet hoe om te soek na die waarheid. Waar gaan soek ons na die waarheid? In die Bybel. Ons gaan soek na die waarheid op 'n klomp verskillende plekke. En ons by hierdie gemeente het 'n klomp verskillende plekke wat ons julle kan help daarmee. En daar's kategese. Elke Sondag as daar gaan kyk op die almanak, is daar kategese. Maar help my dat ek jou kind kan help. Ek kan net met jou kind werk as ek hom sien. Dieselfde met die mentors. Hulle kan net met die kind werk as hulle hom kan sien. Maar ons is nie die eerste lyn van defense nie. Ons is die laaste. Want dis hoekom ons Bybelstudiegroepe het, wat ons bymekaar kom. Dis hoekom ons selgroepe het, dis hoekom ons kerk het, dis hoekom ons al hierdie goeders het, en mamma en pappa, dis 'n ding wat ons regtig weer moet begin instel. En ek gaan nie eers sê steek hande op nie, maar hoeveel van ons doen nog huisgodsdiens? Hoeveel van ons sit nog rondom 'n tafel, en ons sit met ons kinders en gesels, en ons maak 'n Bybel oop, en ons lees met hulle, of jy sit saam met hom in die bed, en jy lees saam met hom Bybel, en jy vra vir hom, wat het ek nou gelees, wat beteken dit, waaroor gaan dit? Ek gaan nie verantwoording doen vir jou kind nie, jy gaan. Ek gaan verantwoordelik doen vir my eie kinders. Ek gaan nie verantwoording doen vir jou nie, jy gaan. Ons kan mekaar net help. Wat is die sentrale kern van elke keer hier? Die Bybel. Die Bybel is die bron van kennis. As 'n baie belangrike gedeelte wat ons uithelp of uitlos baie keer is, wat die waarheid is die leuns is baie keer baie naby aan die waarheid. En as jy nie die waarheid weet nie, gaan jy nie weet wat is die leuen nie. Gaan jy nie die verskil ken nie. Want onthou, die een ding wat jy moet verstaan, die Bybel sê vir ons, die duiwel is die baas van leuns. Hy weet, hy is van die begin af daar gewees. Hy was daar toe die Bybel geskryf is. Hy was van die begin af, nadat God engele geskape het, was hy daar. Hy weet hoe ons redeneer, hy weet wat in die Bybel staan, hy ken die Bybel beter as enige iemand op aarde. So hy weet hoe om 'n ding net so bietjie te draai. Hy het dit gedoen met Jesus, met God self, Jesus wat gestaan het daar, dan sê hy vir hom, is dit waar? En dan haal hy die Bybel aan, en dan sê Jesus hom, Wonder hoe sou ek gevaar het? Hebreërs 5 vers 13 en 14, iemand wat nog aan melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie. Hy's 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat insig beskik en wat die ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Ons moet begin om ophou te melk te drink. Hou op om hierdie, daar's niks fout daarmee nie, maar ergens op 'n stadium moet jy ook bietjie die Bybel net vat. Dis pragtige dagstuk boekies,
Maar daar is so 'n stukkie van die Bybel en die res is die ou se opinie. Kom ons vat die Bybel en ons praat weer rondom die Bybel. Ons het as Bybelstudiegroepie nou so rukkie terug dit besluit. Ons praat oor die Bybel, ons lees 'n stuk en ons praat daaroor, want dan kom jy tot insig. Sien, jy moet, in verhouding, wat dink julle is die sterkste spier in die liggaam? In verhouding. Wat is die sterkste spier in jou liggaam? Wie sal raai, wat? Moenie meer praat nie, want ek kry nie kans om ander goed te sê nie. Jy's weer reg. Hierdie kakebeenspiere is die sterkste spier in verhouding van jou hele liggaam. Want hoekom? Jy's ons lief vir biltong, is ons sê. Maar as jy dit doen die hele tyd, gaan hierdie nie ontwikkel nie. Ergens moet jy eet dat hierdie kan ontwikkel. Melk drink gaan nie hierdie ontwikkel nie. En dis wat God vir ons hierso sê. Julle moenie aan hierdie Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk raak nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is en volmaak. Hoe gaan ons die onderskeid kry? Hoe gaan ons dat God ons denke vernuwe? Hoe gaan ons eie denke vernuwe? Hoe gaan ons meer soos Jesus begin dink en leef? Een ding, deur te oefen, Bybel te lees, te bid, saam met ander gelowiges in die Bybel rond te delf, deur meer tyd in God se teenwoordigheid te spandeer. Oefen is 'n all-time thing, is nie 'n one-time thing nie. Ek sluit af met die laaste gedeelte. Mamma, pappa, mentors, onderwysers, kom ons help ons kinders om te oefen, om God se stem te leer ken. Kom ons help ons kinders, kom ons help mekaar, kom ons help jou man, jou vrou, wie ook al dit mag wees, die mense met wie jy in aanraking kom, kom ons help mekaar om daai oefening te doen, om meer en meer soos God te word, om meer en meer soos Jesus te word. En al hoe dit gebeur is waar die Heilige Gees in ons werk, omdat ons hierdie kan regkry. Dan gaan ons daai goeders begin onderskei baie makliker. Want hoe meer coke jy drink, hoe meer weet jy hoe proe coke. Dit is rarig, dit is die eenvoudigste ding in die wêreld. Dit wat jy die hele tyd doen, weet jy naderhand hoe dit is. Dis wat ons moet doen. So ek vra vir julle asseblief, mamma, papa, mentors, in jou werk, step up. Dis ons verantwoordelikheid. Step up. Kom ons help mekaar. Hierdie jaar, kom ons maak dit ons lewensvisie hierdie jaar, om meer van Jesus te leer, om meer van God te leer, om beter Bybel te lees, om meer gereeld te bid, om meer gereeld in God se teenwoordigheid te kom. Dis nie vir my nie, dis vir jou. Dis vir jou. Here, ons wil dankie sê dat ons kan weet, U gee vir ons die vermoë om onderskeid te tref. Heilige Gees werk binne in ons dat ons dit kan weet. Dat ons elke dag weet, U is daar vir ons. U stap saam met ons die pad. U help ons elke keer. Gaan so saam met ons ma's, pa's, boeties, sissies, mentors, onderwysers, elke persoon wat met enige iemand te doen het, dat ons op 'n punt kan kom wat ons kan sê, weer ons wil meer van die Here praat. Ons wil meer die Here se teenwoordigheid in ons lewens hê. Help ons asseblief daarmee. Vra dit in die groot naam alleen. Amen.